Hoe langer ek die Here dien en hoe langer ek stap in 'n pad saam met die Here en hoe meer ek van hom leer, hoe meer kom ek agter dat die kerk, soos ons hom vandag ken, wêreldwyd, het 'n klomp aannames gemaak in die verlede oor gebruike en goed wat ons vandag beoefen, wat nie eers Bybels is nie. Goed wat ons doen, wat glad nie daar staan nie, wat ons sommer net letterlik interpreteer, sonder dat ons regtig studie gedoen het oor wat daar staan. En dit gebeur hoofsaaklik as gevolg van die feit dat ons eie aannames maak wanneer ons Bybel lees, as ons nie verstaan wat daar staan nie. So het ons mensgemaakte goeders wat ons begin aanhang, en ons kom nie agter dat dit glad nie eers Bybels is nie. Dit gebeur wêreldwyd in elke kerk. Soveel so dat daar sekere wêreldse gebruike, menslike begeertes nou al geregverdig word as reg voor God en God se koninkryk, en God aanvaar dit net soos dit is. En dit is alles as gevolg van hoe ons besluit om dit te interpreteer, of omdat ons 'n oningeligte interpretasie gemaak het, nie genoeg studie gemaak het van wat dit regtig beteken het wat Jesus daar gesê het. En een van daai goeters wat ons definitief nie reg verstaan nie, is gebed. Die doel van gebed in meeste Christene se kop is om te kry wat ek soek. En dit was nooit die doel van gebed nie. Dit is nie hoe Jesus ons geleer het om te bid nie. Hy het nooit gesê dit is hoe jy bid nie. Om te vra vir wat jy soek nie. Maar as jy vandag vir ouens vra, hoe bid 'n mens? Dan haak hulle daar vas. Dis hoekom ek bid. Ek bid as ek in die nood is. Ek bid, anders gaan dit met my sleg gaan. Dis hoekom ek bid. Dit was nooit die doel van gebed nie. En jy het nodig om jouself hierdie vraag te vra. Iemand vra nou vir my, wat is seisoen is die kerk nou? Waar moet die kerk nou funksioneer? Waarmee moet die kerk hulle self besig hou heiliglik in die wêreld? En as jy my vra, en ek kyk na alles wat jy op sosiale media sien en alles wat besig is rondom te gebeur en almal wat praat en almal wat nog steeds die evangelie verkondig, dan is dit tyd dat die kerk terugkom na wat waar is. En dis die seisoen waarin die kerk heiliglik is, wêreldwyd, is om terug te kom na wat die Bybel werklik sê en wat daar staan en ontslae te raak van die mens wat so groot geword het binne in God se kerk en al die fokus weer op die verlosser van die wêreld te sit, Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees. Om terug te kom, om God te troon as die koning, en nie onsself so op te rig en so op te bou, dat dit meer oor ons gaan as wat dit oor hom gaan nie. So ek deel daai gedagte net so interessant met jou, dalk het jy ook dieselfde al beleef. Toe hulle weer by die ander disippels kom, sien hulle 'n groot menigte mense daar rondom hulle, en skrifgeleerders wat met hulle redeneer. Die hele menigte was verras toe hulle Jesus skielik sien, en het nader gehardloop om hom te verwelkom. Hy het vir die skrifgeleerders gevra, waarom redeneer julle met my disippels? Een van die mense het hom geantwoord, meneer, ek het my seun na u toe gebring, omdat hy van 'n gees besete is, wat hom stom maak. En elke keer as die gees hom gryp, gooi hom op die grond neer, dan kry hy skuim om die mond, en hy kners op sy tande, en sy spiere trek saam. Ek het die disippels gevra om die gees uit te dryf, maar hulle kon nie. Jesus sê toe vir hulle, ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier na my toe. Hulle het die seun van hom toegebring. Net toe die gees vir Jesus sien, het hy die seun geweldige styftrekkings laat kry, hy het op die grond neergeslaan, rondgerol, met die skuim om die mond. Jesus het vir die pa gevra, hoe lank is dit al dat dit hom oorkom? Van kleins af, antwoord hy. En baie keer het die gees hom al in die vuur en die water gegooi om hom dood te maak. As hy tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As u iets kan doen, sê Jesus vir hom, vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my in my ongeloof. Toe Jesus sien dat 'n menigte mense aangestroom kom, het hy die ongereine gees skerp aangespreek. Jou stom en dowe gees, ek gebied jou, gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie. Die gees het hom laat skree en ewige styftrekkings laat kry, en toe het hom uitgegaan. Dit het gelyk of die seun dood is, sodat die mense gesê het, hy is dood. Jesus het hom egter aan die hand gevat en opgehelp, en hy het opgestaan. Nadat Jesus huis toe gegaan het,
Toe hulle alleen was, het sy disippels hom gevra, waarom kon ons die gees nie uitdrywe nie? En hy sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. Ons is in 'n reeks wat ons getitel het Jesus stories en ons is vandag in deel 33. Ons praat oor Jesus, want dis waar sy kerk moet gaan, oor hom en wat hy kom doen het, die goeie nuus van Jesus. Die wil van God vir jou lewe is dat jy hom sal ken. Bo enigiets anders in jou lewe. As jy wonder waar moet jy bly, wat moet jy ry, wat moet jy swat, wie moet jy trou? Jy moet nie eens probeer om daai vrae te antwoord as jy nie die moeite doen om hom te ken nie. Want hy het gesê, soek eers my koninkryk en al die ander goed sal ek in elk geval vir jou gee. Die wil van sy lewe is dat jy hom sal ken. En hoe leer jy iemand ken? Deur te kyk na wat hy sê en wat hy doen. En dis hoekom ons kyk na Jesus se woorde en werk. En wat het Jesus gesê en wat het Jesus gedoen? Hy het net gesê wat die Vader gesê het hy moet sê en hy het net gedoen wat die Vader gesê het hy moet doen. Wat vir my en jou 'n goeie indikasie gee van wat ek en jy moet sê en doen op hierdie aardbol. Net wat God vir my sê, moet ek sê, en net wat hy wil hê moet gebeur, want alles gaan op die ouend van die dag oor hom. Ons het hierdie idee in die kerk, net waarvan ek nou gepraat het, hierdie stories wat ons oor vertel, van Jesus het aarde toe gekom om vir my te sterf. Jesus het sekondêr aarde toe gekom om vir jou te sterf, primêr om sy Vader te verheerlik, want dit gaan oor hom. Wat hy gedoen het vir sy Vader het 'n effek gehad op jou. Ons kry dit nogal maklik reg om kerk oor die mens te laat gaan. Daai is net nog 'n voorbeeld. En ons het 'n klomp goed wat so ingeweef is, en hierdie storie praat eintlik hiermee. Dit praat met hierdie goed wat ons so lekker misverstaan. Die storie wat ek vanoggend vir julle lees is Jesus maak 'n seun gesond. Nou ek moet so vinnig vir julle konteks gee voordat ons aanbeweeg. Ons gaan so kronologies as moontlik deur Matteus, Markus, Lukas en Johannes en ons kyk na Jesus se lewe en wat leer ons van God? Hoe kan ons hom beter leer ken? So, die storie wat ek nou vir julle gaan lees is dieselfde een, maar ek het Lukas en Matteus sommer ook ingewerk, het ons al die detail kan kry. En wat sopas gebeur het, is Jesus was op 'n hoë berg saam met 3 van sy disippels, Johannes, Jakobus en Petrus. En voor hulle het hy homself gemetamorfose, soos ons laasweek gesê het, wat 2 goed beteken. Hy het oorgegaan en hy het verander. Hy het oorgegaan na die wêreld wat meer werklik is as die wêreld waarin ek en jy vandag leef, en hy het verander in sy werklike vorm in. Hy het vir sy disippels gewys wat gaan agter die skerms aan, want hulle was in 'n plek van wanhoop nadat Jesus vir hulle gesê het, ek gaan moet ly, verwerp word en sterf, en dan opstaan uit die dood uit. So toe vat hulle agter die skerms in om vir hulle te wys, daar's niks om oor bekommerd te wees nie. Daar's niks om oor te stres nie. So hy was in hierdie absolute heiligheid, en hulle was 'n hele nag daar, as jy lees wat sê Lukas. Die disippels het in die slaap geraak terwyl dit alles gebeur het, en toe hulle wakker raak, toe sien hulle Moses en Elia kuier saam met Jesus. So as jy dit gemis het, gaan luister, dit het baie simboliek ook, ek het laasweek daaroor gepraat, is op ons YouTube kanaal. En hier kom hulle uit hierdie absolute heiligheid afgestap met die berg, en is net Jesus en sy 3 disippels. Moses en Elia is weg. En dis waar die storie aangaan vandag. Toe hulle weer by die ander disippels kom, sien hulle 'n groot menigte mense daar rondom hulle, en skrifgeleerders wat met hulle redeneer. Dis half die prentjie wat jy moet sien van Moses, wat saam met God tyd spandeer het op 'n berg, soveel so dat sy gesig so begin skyn het dat hulle 'n gordyn voor sy gesig moes hang toe hy van die berg afkom. Party mense sê dis ook hoekom die mense so verbaas was toe hulle vir Jesus sien. Sy gesig het ook geskyn, maar dit kan nie waar wees nie. Want Jesus het op pad af met die berg vir sy disippels gesê, julle mag vir niemand sê wat julle gesien het nie. So hier kom hy uit absolute heiligheid uit, weer in die onheilige wêreld in, met die wêreld wat stikkend is en gebroke is, wat geboelie word. Met die mens en sy sondige begeertes, kom Jesus af van die berg af saam met sy disippels. En waarin loop hy vas? In sy skrifgeleerders. Nou, die eerste helfte van Markus, weet Jesus 'n publieke bediening gehad. Sy hele missie was om te wys vir almal wie hy is, en hy het dit baie effektief reg gekry deur al die wonderwerke en die goed wat hy gedoen het. En toe die fariseërs nou begin jaloers raak, en dat spanning begin opbou, en die spanning was nou al so hoog, Jesus was nou al so moeg daarvoor, maar toe verwyder hy homself onder die Joodse nasie uit, en gaan in die heidense gebiede en evangeliseer hulle ook, en wys ook vir hulle wie hy is, want hy het verlossing vir die hele wêreld gebring, nie net vir die Jode nie. En toe spandeer hy nou die tweede gedeelte van Markus, spandeer hy om sy disippels lesse te leer. Hy is nie nou meer gepla oor 'n publieke bediening nie. Inteendeel, as hy nie in die publiek hoef te wees nie, sal hy nie. Hy is die hele tyd besig om homself uit die publieke oog uit te verwyder.
En hier kom hy van die berg af, hier is die skrifgeleerdes weer, en hier is 'n klomp mense, en hy was baie gefrustreerd met hierdie mense, want hulle het nie belang gestel in wie hy is nie. Hulle wou nie hoor wat hy sê nie, hulle wou net hê wat hy kan doen. En hy moet nou sy disippels regkry, want die kruisiging is op pad, en hulle moet oorvat by hom. So hy's nou net die hele tyd besig om sy disippels lesse te leer, en wat nou gaan gebeur is, hy gaan vir ons wys wat wil hy sy disippels leer. Dis waaroor hierdie storie gaan. Die hoof ding van hierdie storie is geloof. Hy wil vir hulle wys hoe werk geloof. En as hy dit vir sy disippels wil leer, as jy vanoggend hier sit en jy sê ek is 'n disipel, leer hy dit vanoggend vir jou. So dis nou sy missie waarmee hy op pad is. Hier is die skrifgeleerdes in die publiek besig met sy disippels. Jy kyk, ons is nou al goed geïrriteerd met Jesus. So ons haal dit nou op sy disippels uit. Hy sê hier nie, sy disippels kry dit nou. Die hele menigte was verras toe hulle Jesus skielik sien en het nader gehardloop om hom te verwelkom. Juist omdat hy nou so 'n bietjie homself uit die oog uitgehou het. Hier is hy weer. Hier is daai selfe, daai woordjie verras in die oorspronklike Grieks waarna dit geskryf het, is 'n woord met baie intensiteit. Dis soos wanneer jy jou favorite kunstenaar op die verhoog op sien stap, wêreldkunstenaar, en jy raak flou, jy weet, jy's heavy verras en oorweldig. Hulle was verskriklik bly om Jesus te sien. Dis die tipe intensiteit. En hy het vir die skrifgeleerders gevra, waaroor redeneer julle met my disippels? Is dit nie lekker as die Here aan jou kant is nie? Hy stel hulle uitsorteer. En op hierdie stadium was die disippels nogal stil en op die agtervoet. Ons gaan nou sien hoekom. En is so interessant om te sien dat nie die disippels of die skrifgeleerdes antwoord vir Jesus nie. Ek dink daar was net 'n oomblik van stilte. Die skrifgeleerdes het 10-1 niks gesê nie, want hulle kon nie meer Jesus se witty, skerp antwoorde hanteer nie. Hulle het nie geweet wat om daarmee te doen nie. Hulle het geweet hulle is nie 'n match vir hom nie. Die disippels het stil gebly, want hier was 'n probleem wat hulle niks aan kon doen nie. Hulle was al verleë. Niemand sê niks nie. Oomblik van stilte. En een van die mense het hom geantwoord. Nou in Lukas lees ons, hierdie man het sommer uitgeskree in die gehoor, en hy het op sy knieë voor Jesus gaan val. En hy het gesê, meneer, ek het my seun na u toe gebring, omdat hy van 'n gees besete is, wat hom stom maak. So hy het na Jesus toe gekom, en hy kry toe nie vir Jesus nie, maar hy kry toe Jesus se disippels. Nou moet jy net onthou, Markus 6, is nie lank terug nie, dis nou die Sondag, toe ons hier was. Toe het Jesus sy hande op sy disippels gelê, en hulle 2-2 uitgestuur, en hulle mag gegee om siekes gesond te maak, en oor bose geeste. En hulle het baie bose geeste, Markus 6 vers 14, uitgedrywe. So die mense het, as ons nie vir Jesus kry nie, is die next big thing, dis die disippels. Hulle kan dit doen, ons het gesien hulle kan dit doen. Kom ons gevra hulle, hierdie ouens kon dit doen. En hierdie ou sê, die disippels kon dit nie doen nie. Die disippels kon niks reg kry nie. Ons het dit vir hom gebring. En elke keer as die Gees hom gryp, nou verduidelik hierdie ou presies die detail van hoe erg dit is. Gooi hom op die grond neer, dan kry hy skuim om die mond en hy kners op sy tande en sy spiere trek saam. Ek het die disippels gevra om die Gees uit te drywe en hulle kon nie. So die disippels word toe nou aangevat deur die skrifgeleerders. Wat dink julle doen julle? So hulle voel verleë. Niemand antwoord nie behalwe hierdie ou. So hy sê ek is die oorsaak van hierdie probleem wat nou hier is. Ek het veroorsaak dat hier 'n kabeling tussen die disippels en die skrifgeleerders kom. Jesus sê toe vir hulle, ongelowige geslag. Nou praat hy met sy disippels. Nou praat hy met elkeen van my en jou. Ongelowige geslag. Hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier. So Jesus sê vir ons in soveel woorde, geloof is die probleem. Nou wat is geloof? Ons begrip van geloof en wat geloof is soms skeef. Ek wil amper sê meeste van die tyd skeef. Ons dink geloof kom uit ons uit. So iets soos geloof. Maar as ek vandag met jou moet vra, in wat glo jy en hoe het jy tot daar gekom, dan het dit nie uit jou uitgekom nie. Geloof kom nie van jou af nie. Geloof het nog nooit van jou afgekom nie. Efesiërs 2, 6 en 7, as jy dit wil gaan lees, geloof is 'n geskenk van God af. Nou kom ons staan net gou vir 'n oomblik stil by hierdie konsep van geloof. Hoe werk geloof? Die maklikste manier om dit te verduidelik vir ons almal om te verstaan is, kom ons gebruik maar 'n kar, 'n brand. Dis altyd 'n goeie topik. Ek het baie verskillende soorte karre in my lewe gery.
Totdat ek hierdie een spesifieke brand gekry het. En nou gaan dit moeilik wees om my te oortuig dat daar beter een is. Want ek het tot geloof gekom in die brand wat ek nou ry. Ons noem dit Toyota. Daar's net 3 goed wat ewig is, né? Die Ou Testament, die Nuwe Testament en 'n Toyota. As ek dit so kan stel. Maar waar die geloof vandaan gekom? Wel, ek het 'n klomp ander goed gery en ek het 'n klomp ervarings gehad. En ek moes 'n klomp onderhoud betaal. En dan het ek 'n sekere hoeveelheid brekasies gehad. En wat die parte gekos het en wat dit my gekos het om hierdie ding te onderhou en hoe betroubaar hy was. En wat hy in die beste waarde gehou het van al die karre wat ek gery het. Nou waar kom my geloof vandaan? Het ek net van die begin af geloof gehad in hierdie brand? Nee. Ek het 'n besluit gemaak. En as gevolg van dit het ek tot geloof gekom. Dis wat gebeur het. En dis hoe dit altyd in my en jou lewe werk. Dis hoe geloof werk. Jy kom tot geloof is 'n geskenk. Geloof is nie iets wat jy besluit nie. Geloof is nie hoop nie. Ons dink baie keer geloof is hoop. Ons dink baie keer geloof is 'n besluit wat ek gemaak het. Ons dink baie keer geloof is positief dink. Hou net aan positief dink. Geloof is 'n geskenk uit die hand van die Here uit. En Jesus noem sy disippels 'n ongelowige geslag op hierdie stadium, want hulle leef nog die hele tyd op sien as glo. Hulle leef saam met Jesus op sien as glo. Alles wat ons sien, ja, ons kan dit glo. Alles wat ons sien kan ons glo. Maar daar kom 'n dag wat Jesus nie meer by hulle is nie, wat hulle volgens geloof gaan moet leef. En dis nie ver van nou af nie. En hy besef dit. Hulle moet leer om volgens geloof te leef en nie volgens sien nie. En dis die punt wat hy hier probeer maak. En dit klink asof hy baie hard is hier op hulle, maar op die einde dan gee hy eintlik vir hulle die sleutel. Hy is eintlik net besig om ons ook hierdie les te leer. Van ons lewe volgens geloof vandag. Ons glo vandag in 'n God wat ons nie sien nie. In 'n verlosser wat nie fisies by ons is nie, maar sy gees is in ons. En ons het nodig om volgens geloof te leef. So Jesus sê vir julle ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Daar is hy eintlik besig net om emosioneel te wend, soos ons dit vandag doen. Hoe lank moet ek julle nog verdra? Verdraagsaamheid is 'n vrug van die Heilige Gees. Jesus is besig om ons te verdra. Hy het geduld met my en jou. Bring hom hier. Ja, nee, kyk, nou is die vet in die vuur. Bring hom, dadelik, Jesus is hier. Hulle het die seun na hom toe gebring. En net toe die Gees vir Jesus sien, het hy die seun geweldige stuiptrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan, rondgerol met skuim om die mond. En hier is dit net weer eens oor en oor en oor bewys. Is daai ding wat ek nou gesê het, hoe die kerk allerlei sekere teorieë, leringe en maniere van doen aangeleer het, asof ons moet veg teen 'n duiwel. Nêrens in my Bybel waar ek lees, veg ons ooit teen 'n duiwel nie. Jesus het ons nooit geleer om teen die duiwel te veg nie. Jesus het net opgedaag. Want waar duisternis is, waar lig opdaag, het duisternis geen plek nie. Het duisternis geen houvas nie. Soos die Here werklik opdaag, waar teen hou jy so verskriklike oorlog? As die Here van die leerskare, die een wat jou verlos het, in wie se geloof jy elke dag leef, teen wat beklei jy so as jy die duiwel so bestraf en die hele tyd die duiwel so jaag? Ek het dit al van tevore gesê, daar is baie meer mense wat bang is vir die duiwel as wat hulle God vrees, van wanneer hy opdaag. Ons het laasweek gesien, vir wanneer God werklik opdaag, dan bewe elke mens in sy broek, soos die disippels op die berg van verheerliking. Ons het nie nodig om duisternis te vrees nie. Hy manifesteer dadelik, want hy kan nie in lig wees nie. So nadat hierdie ouetjie nou op die sien die prentjie, hierdie ouetjie manifesteer. Hy kry stuiptrekkings, hy's daar op die grond, hy skuim om die mond, hy rol daar rond. Nadat dit nou, dis besig om te gebeur, besluit Jesus, kom ons gaan in 'n gesprek in met die pa. Los hom maar so 'n bietjie daar. Jesus vra vir die pa, hoe lank is dit al dat dit hom oorkom? Hoekom vra Jesus hierdie vraag? Ek bedoel, Jesus, hoekom is dit belangrik? Gaan dit maak of hy hom gesond gemaak of nie gaan gesond maak nie? Hoekom vra Jesus? Onthou, Jesus sê net wat hy sy pa hoor sê en hy doen net wat hy sy vader sien doen. So sy vader het sopas gevra, hoe lank is dit al so? Wat vir my en jou vanoggend sê is, die Here stel belang in die detail van jou lewe. Hy maak tyd. Hy is nie ongevoelig nie.
Gaan hierdie 'n verskil maak of Jesus hierdie seun gaan gesond maak of nie? Nee. Maar Jesus is ook besig met 'n agenda. Hy wil sy disippels leer hoe geloof lyk. Die pa sê van kleins af. So hier's 2 redes hoekom Jesus hierdie vraag vra. Nommer 1, want hy gee om. Nommer 2, want dit gaan 'n baie groot effek hê op sy disippels wat sien wat gebeur, deur te sien wat kan geloof doen. Maak nie saak hoe lank hierdie probleem is nie, God se krag kan enige iets oplos, gesond maak, heel maak. Maak nie saak hoe lank dit al kom nie. Van kleins af antwoord hy. En baie keer het die Gees hom al in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. As u tog miskien daaraan iets kan doen, kry ons jammer en help ons. Van kleins af, kan jy jouself indink met hierdie pa in 'n tyd van die wêreld waar die enigste plek waar jy hitte gekry het was 'n vuur, daar was nie so ding soos 'n geyser en 'n element en 'n heater in 'n huis nie. So jy het op 'n daaglikse basis vuur gemaak om kos gaar te maak, jy het op 'n daaglikse basis vuur gemaak om warm water te maak. Elke dag van jou lewe. En daar was nie lopende krane nie, jy moes gaan water in die rivier haal of in die dam gaan haal het. So maak nie saak waar hierdie pa saam met sy seun beweeg het nie, hy moes die heeltyd oor sy skouer loer met vrees, want iets probeer my kind doodmaak. Kan jy jouself indink in hierdie situasie in? So hy's besig om ons die detail te gee. So ewe skielik word hierdie wonderwerk baie groter. Jesus gaan nie net 'n seun verlos nie, Jesus gaan 'n las verlig van 'n pa en al die mense wat gekoppel is aan daai pa, sy ma, sy familie. Jesus gaan meer doen as net 'n demoon wegjaag. Hy gaan die hele wêreld verander met hierdie een wonderwerk. As hy tog miskien iets daaraan kan doen, miskien. Hierdie ou het nie groot geloof gehad nie. Kry ons jammer en help ons. En Jesus antwoord hom, as hy iets kan doen, Christus, sal baie sleg voel as Jesus daai vraag vir my vra, maar hy was kwaader vir sy disippels as vir hierdie ou. En nou is hy besig om vir sy disippels te leer, hierdie ou is nie eers 'n disipel van my nie, maar hy het genoeg geloof. Dis wat nou gaan gebeur. As jy iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus, vir een wat glo kan alles. So Jesus sê die antwoord bly geloof. Geloof is 'n vereiste vir God. Dis 'n vereiste. En hy sê, ek glo, roep die seun se pa duidelik uit. Help my in my ongeloof. En hierdie is die kruks van hierdie hele storie. Ek glo, met ander woorde, hy sê, my geloof is verskriklik klein, want ek is al so gewoond van my kind se kinderjare af tot vandag. Is ek al so gewoond aan hierdie situasie, dat ek nie dink daar is so iets soos hoop eers meer nie. So my geloof is verskriklik min, maar die feit dat ek hom gebring het, is 'n bewys dat daar wel 'n inkling, 'n ligstraaltjie van geloof is. Die feit dat ek hier staan, is 'n bewys daarvan. En ek doen dit nou nog in publiek ook. En ek kan net verneder word hier as hier niks gebeur vandag nie. So daar is 'n bietjie van 'n geloof. Ek het geloof, maar dis min. So help my in daar waar ek nog nie glo nie. Help my daar waar my geloof nog swak is, sê hy vir Jesus. Toe Jesus sien dat die menigte mense aangestroom kom, het hy die onrein gees skerp aangespreek. Nou, hoekom is dit belangrik om hierdie te lees van Markus? Toe Jesus sien dat die mense aangestroom kom. So hier kom die mense nou in hulle oorvloed. Jesus is in die dorp, iemand het gehardloop en vir almal gaan vertel. Toe sê Jesus, okay, wag, stop hierdie gesprek, kom ons spring vinnig. Ek moet uit die publiek uitkom. Ek moenie lank hier wees nie. Hierdie gedeelte van wat ek hier kom doen het, is nou klaar. Ek is besig met my disippels en hulle te leer. Het die onrein gees skerp aangebreek, jou stom en dowe gees. Die pa het net gesê sy seun is stom. Jesus het blykbaar gesê hy is doof ook. Jou stom en dowe gees, ek gebied jou. Gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie. Sommige mense dink dis gebed. Daai is nie gebed nie. Daai was nog nooit gebed nie. Jesus het ons geleer bid in Matteus 6. Hierdie was 'n opdrag. Dis wat daar is. Dit is hoe jou gebedslewe lyk, nêrens in jou Bybel, vat jou Nuwe Testament, vat jou Ou Testament, is jy geleer om so te bid nie. Daai was 'n opdrag wat die Here vir die demoon gegee het om te gaan. Gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie. Die Gees het hom laat skreeu en ewige stuiptrekkings laat kry en toe uit hom uitgegaan.
dit het gelyk of die seun dood is. Kan jy jouself imagine, hierdie kind is sy lewe lank geboelie van kleins af. Wat se vrede en rus hy in daai oomblik beleef, nadat die duiwel uit hom uit is. Sodat hy net lê. Laat hy so lê, dat dit lyk asof hy dood is. Hierdie kind weet nie eers wat dit is nie. En kyk hoe mooi is hierdie. Jesus het hom egter in die hand gevat en hom opgehelp. En hy het opgestaan. Want dis wat hy wil doen. Hy wil help. Hy het hom gedien. En dan lees ons dadelik, Jesus is huis toe. En nadat hy huis toe is, gegaan het, toe hulle alleen was, het sy disippels hom gevra, waarom kon ons die gees nie uitdrywe nie? So hulle het nie Jesus se belediging as ongelowig so persoonlik gevat nie. Hulle het gedink aan Markus 6, waar God vir hulle die mag gegee het oor demone, en hulle het baie demone uitgedryf, en nou kom Jesus en hy beskuldig ons van ongeloof, maar ons verstaan nie lekker die ongeloof ding nie. Hoekom kon ons nie die gees uitdryf nie? Want ons is veronderstel ons nou om te kan. Jesus help ons met hierdie. Hoekom kon ons dit nie doen nie? En hy sê vir hulle, nou hier's twee reaksies, ons lees in Markus die een en Matteus die ander ene, en ek gaan nou vir julle die Matteus weergawe, hy's bietjie meer deeglik. Markus sê vir hulle, hierdie geslag, nou praat hy van daai demoon, daai woordjie geslag in die Grieks is spesie, hierdie spesie demoon. Hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie. En dan moet ons verstaan, wat beteken dit om te bid en waaroor gaan gebed en vas? Waaroor gaan vas? Krisis, vas ons ooit nog vandag? Hoeveel mense vas? Hoe ernstig is jy in jou verhouding met die Here? Hierdie kan nie uitgaan anders as deur gebed en vas nie. As jy Matteus 6 vat en jy gaan lees waar Jesus ons leer om te bid, dan gaan gebed alles oor God, nie oor my en jou nie. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, soos dit daar by U is hier. Laat U wil geskied. Gebed gaan nie vir jou in jou krisis om op jou knieë neer te val en net die hele tyd te smeek sodat jy kan kry wat jy kan kry en dan kan ek sê eers die Here is goed nie. Gebed gaan om jou te vertel wie is die bron in jou lewe en waar kom al die krag in jou lewe vandaan. Dit is die doel van gebed in my en jou lewe. En as jy dit nie doen nie, kom jou geloof uit waar Jesus se disippels se geloof was. Jy gaan naderhand niks meer hê nie, want jy is nie besig om die hele tyd vir jouself te vertel wie die bron van jou lewe is nie. Hulle het 10 teen 1 probeer om daai demone in hulle eie krag uit te dryf. En dis hoekom hulle dit nie reg gekry het nie. Want dis nie waar die bron van die krag is nie. Hy is die bron. As jy jouself vas, onthou as die Here jou red, word daar 'n nuwe mens in jou gebore, met 'n nuwe hart, met 'n begeerte vir God. En as jy vas, is jy besig om aan daai nuwe mens aandag te gee. Jy sny jou vleeslike begeertes af, en jy sê, ek spandeer nou tyd aan my geestelike begeertes. Wat begeer die Gees in my, wat God in my gesit het, hy begeer God. En jy herinner jouself daaraan deur te vas. Ek vas van 'n TV, ek vas van enigiets wat addictief is. Koffie, alkohol, kos, enige ding. Ek spandeer tyd, in daai tyd wat ek dit sou gedoen het, spandeer ek tyd met die Here en ek spandeer tyd om hom beter te leer ken. So ek's besig om aandag te gee aan die bron van my lewe, aan waar die krag vandaan kom. En dis dieselfde wat gebeur in gebed. Nee, die Here se krag is nie eintlik daar in ons lewe nie. Dan moet jy jouself vra, hoe gereeld bid jy? Ek bid elke dag vir die kos, Hannes, ek ook. Dis nie waarvan ek praat nie. Hoekom bid jy vir die kos? Bid vir jou kinders. Of baie belangriker is dit, soek die Here in jou gebedskamer. En gaan kyk wat het Jesus jou geleer oor waaroor gaan gebed. As jy sukkel met dit, werk deur die Onse Vader vir die volgende jaar, totdat jy agtergekom het waaroor gaan. Ek sê jou nou, as jy elke dag die Onse Vader gaan bid, kyk waar staan jou verhouding met die Here oor 'n jaar vanaf, of selfs net oor 2 weke vanaf. Want jy luister na jouself as jy bid. Die groter effek het is op jou, as op enigiemand anders. En Jesus sê in soveel woorde vir hulle, julle kan nie daai spesie demoon uitdryf nie, want jy moet tyd spandeer met die bron van waar die krag vandaan kom. Dis wat Jesus vir hulle leer daar.
In Matteus klink die antwoord so: omdat julle geloof te klein is. So my geloof, dis ook iets wat ons nie lekker altyd verstaan nie. Hoe is ou se geloof klein en hoe is dit groot? Ek het dan geloof. Dis ook iets wat mense dink, ek het geloof, so ek het geloof. Jy kry klein geloof en groot geloof, en jou geloof kan toeneem as jy jou Bybel lees. Jy kan groot geloof hê of jy kan klein gelowig wees. Jy kan 'n kar koop, met die voorbeeld wat ek nou gebruik het, en jy het nog nooit hierdie spesifieke soort kar gery nie, en dan ry hom nie vir lank nie, en dan kan jy net sê, ek het een gery. Ek het so 'n bietjie geloof in hom, maar ek het nie groot geloof in hom nie. Dis hoe geloof werk. Jou geloof kan groter en kleiner wees met jou verhouding met die Here. En is jy 'n groot gelowige of is jy klein gelowige? Wel, jou tyd wat jy spandeer saam met die Here is vir jou 'n goeie bewys. Gebed, die fondasie van gebed, is geloof. Hoekom doen ek dit? Want ek glo. Hoekom vertrou ek die Here, al maak niks om my sin nie? Want ek glo. En waar kom dit vandaan? Dit kom van gebed en vas af. Omdat julle geloof klein is, dit verseker ek julle, as julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, en hier sê Jesus vir sy disippels, as jy so klein geloof het soos daai ou wat voor my op sy knieë neergeval het en my gesmeek het vir sy seun, dis al wat jy nodig het. As jy maar iets kan doen, kry ons jammer en help ons. Sy disippels het dit duidelik nie eers gehad nie. As jy maar geloof het so klein soos 'n mosterdsaadjie, sal jy vir hierdie berg sê, gaan staan daar aan die ander kant, en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie. 'n Mosterdsaadjie is 'n kry in vandag se tyd, so hulle het daai tyd die saadjies geplant. Dit is nie regtig, is meer 'n struik as dit 'n boom is, maar dit word 'n enorme struik van een van die kleinste saadjies af wat hulle mee geboer het. Dis nie die kleinste saadjie in die wêreld nie. En Jesus is net besig om vir hulle te illustreer. Dit vat net so 'n bietjie vertroue in my. Hierdie pa het voor Jesus se voete gaan neerval en gesê, ek het nie die krag om hierdie te doen nie. Maar blykbaar het u dit. Hier is die bron. En dis al wat dit vat. Dis waar dit begin. En van daar af kan jy net sterker en sterker en sterker in jou geloof word. Wat my soms laat wonder is, hoekom gebeur wonderwerke nie meer algemeen vandag nie? Wel, kan baie redes wees, dis 'n seisoen. God laat dit nie nou noodwendig toe nie, of hy laat dit toe, ons sien dit net nie, of daar is baie en niemand weet daarvan nie. Wat dit ook al mag wees, maar wat kan gebeur en wat is die potensiaal en wat is moontlik as ons werklik die heeltyd by die bron intap? En sê, Here, U is die krag in my lewe, nie ek nie. Ek is nie die middelpunt nie, U is die middelpunt. Wat kan gebeur? Wat leer ons by Jesus? Nommer 1. Geloof is 'n vereiste vir God. Geloof is 'n vereiste vir God. Kan nie in jou lewe funksioneer sonder dit nie. En dis wat gebeur met wedergeboorte, wanneer die Here 'n nuwe mens in jou maak met 'n nuwe begeerte vir hom. Dan besluit jy, Here, ek is jammer, vergewe my, ek kom agter, U het my nuut gemaak, vergewe my vir al my sondes. Ek gaan 'n pad saam met U stap. Dan begin jy by 'n mosterdsaadjie. Party ouens se geloof bly 'n mosterdsaadjie en dit gaan nêrens heen ooit nie. Party ouens leer 'n klomp mensgemaakte goed aan in die kerk en dan begin jy dit al hierdie formulietjies wat jy moet opsê en hierdie ure wat jy moet spandeer in gebed en wat jy die duiwel moet beklei en al hierdie oorlog moet maak in jou gebedstyd en die vuur uit die hemel uit afbid en party ons gaan daai kant toe. Die feit van die saak bly, soos wat Jesus ons geleer het, begin dit by so bietjie. En daar's 'n moontlikheid om dit groot te kry. Met hoeveel tyd jy in die woord spandeer, in jou gebedskamer spandeer en om te vas. Vas is belangrik. Ek weet vandag het ons baie verskonings, nie die dokter het gesê kan nie, ek weet daar's 'n klomp goeters wat ons regverdigings gee om juis ons vlees aan die gang te hou. Jou gees is belangriker. Hy is geduldig en stel belang. Die Here is geduldig met ons ongelowiges. Met ons klein bietjie geloof wat ons het. Ons sê vir hom, Here, ons vertrou tot die pop op die fan tref. Dan is dit so erg, ons moet pille drink om te kalmeer, of iets sterker. Dan, waar is die geloof dan? Dis vir jou 'n bewys van waar jou geloof is. Hy is geduldig met jou.
Want hy stel ook belang in jou omstandighede. Want jou omstandighede kan God verheerlik op die einde van die dag as jou geloof sterk is. Jesus het hierdie seun gesond gemaak van hierdie demoon. Nommer 1, sodat God verheerlik kan word daardeur. En nommer 2, om vir my en jou te wys hoe dit werk. Hy's geduldig met ons en hy stel belang in ons. Nommer 3, duisternis het geen plek by God nie. Dit frustreer my as 'n mens die hele tyd die duiwel moet beklei in jou geloofslewe. Dit is duidelike bewys dat jy nie genoeg jou Bybel lees nie. Jy is nie die hele tyd veronderstel om in jou verhouding met die Here teen die duiwel te beklei nie. Jesus het die dood kom oorwin aan die kruis en dit was die mag wat die duiwel op die aarde gehad het. Hy het dood gesaai as gevolg van sonde voordat Jesus opgedaag het. Maar Jesus het die dood kom oorwin en die sleutels van die doderyk weggevat, sodat ons nie meer onder hierdie juk hoef te staan van vrees vir die duiwel en uiteindelik die dood nie. Ons het nie nodig om daar te leef nie. Tog is daar 'n klomp mense in die kerk wat vandag nog steeds daar beklei en daar wil leef. En die Here se werk vir hom wil doen, lyk dit my, wat hy klaar gedoen het. Nommer 4, vas en gebed is God se wil vir jou. Jesus het dit in soveel woorde gesê. As jy wonder, wat wil die Here hê moet jy doen? Hy wil hê jy moet weet wie hy is. Hy wil hê jy moet hom ken. Hoe gaan ek hom ken? Vas en bid, en dankie tog, ons het vandag 'n Bybel. Onthou, Jesus kon nie daai tyd vir hulle gesê het, hier is jou Bybel nie. Hulle het nie een gehad nie, en hulle was, meeste van sy disippels was ongeletterd. Die Bybel het eers 400 jaar na Jesus opgevaar het hemel toe by mekaar gekom, en hy is eers in druk gesit 1600 jaar na Jesus, sodat elke ou hom kan lees, in Engels. Daar sou ook gestaan het, lees jou Bybel, want daar is nie 'n makliker manier vandag om die Here te leer ken nie, en met die tegnologie wat ons vandag het, en as jy nie hou van lees nie, kan jy hom luister, op 'n app op jou foon, maar ons het vandag eintlik nie 'n verskoning om kleingelowig te wees nie. Ons het vandag eintlik nie 'n verskoning om te leef sonder die Here, en te sê ons weet nie. As jy net jou versuur gaan begin instel in jou lewe en sê, ek wil die Here begin beter leer ken, en meer goed oor hom leer, dan sal jy sien hoe ryk is ons wêreld huidiglik in stof, wat ek en jy kan inneem. Jou TikTok feed, jou Facebook feed, jou Instagram feed, alles is vrot daarvan. En as jy daai goed gaan begin dophou, gaan jy ook agterkom, as jy koerantberigte gaan begin lees, gaan jy ook agterkom, dat die Here is besig in die wêreld, want die waarheid moet seëvier. Die waarheid moet terugkom. En ons moet ons tyd daar spandeer om God te leer ken. Dat ons kan terugkom na die bron van ons krag toe, elke dag. Kom ons bid saam. Sê ons Vader, ons loof en ons prys U vir die voorreg wat ons het om by U te leer, dat U met ons bemoeienis maak, dat U ons beter ken as wat ons self ken. Here, ek wil vanoggend bid, dat dit wat nie van ons af is nie van U af is nie, maar uit ons uitkom, dat U dit sal verwyder. Dat dit soos dit daar by U is, dat dit hier by ons ook so sal wees. Dat ons sal sê wat U sê, en dat ons sal doen wat U doen. Dat die mensgemaakte twak waarmee ons onsself besig hou, dat ons dit sal begin bevraagteken, en begin wonder hoekom ons dit doen, en begin bevestiging soek vir dit. Voordat ons net gaan en goed doen. Here, vergewe ons vir ons ongeloof. Dankie vir U verdraagsaamheid. Dalk sit hier vanoggend iemand en U het in hulle hart gewerk, terwyl ek vanoggend gepraat het, en hulle het evangelie gehoor, of hulle het 'n diep begeerte om U beter te leer ken. Ek wil bid, Heilige Gees, dat U hulle sal gryp en sal vashou en sal lei. Dankie Here vir redding wat net U kan laat plaasvind. Ons loof en ons prys U vir wie ons vandag is. Mag U altyd verheerlik word in die naam van Jesus. Amen.